Kom sluit ons oor en bid ons saam. Heilige Here, wanneer ons hierdie dinge so in U woord aan ons lees, 'n woord wat nie net troos nie, maar wat ook ontbloot. 'n woord wat nie net bemoedig nie, maar wat ook konfronteer. Dan besef ons, Here, U sê, ons liefde moet opreg wees. Ons moet die kwaad haat en die goeie aanhang, mekaar lief hê met broederlike liefde. Ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons moet vrede nastreef met alle mense. Wanneer ons dit hoor, Here, besef ons hoe ver ons harte dikwels van U wil af is. Ons bely vanoggend voor U. Ons liefde is nie altyd opreg nie. Ons soek dikwels ons eie eer, onsself, eerder as die ander. Ons oordeel maklik, vergewe moeilik, hou vas aan 'n wrok, waar U ons roep tot vergifnis. Ons kies dikwels gemak, Here, terwyl U ons oproep tot selfopoffering. Here, ons bid vanoggend, wees ons genadig. Ons kom nie na U toe as mense wat reg is nie, maar as mense wat stikkend is. Mense wat in 'n gebroke wêreld leef en wie se lewens daar die krake van die onvolmaaktheid is. Ons kom nie met ons eie geregtigheid nie, maar met 'n diep verlange na U genade, U vergifnis. Here, ons bid dat U ons harte sal reinig, ons trots sal breek. Dat U ons harde harte sal sag maak, ontvanklik maak vir U woord. Ons is hier omdat ons U wil ontmoet. Ons is hier, o Heilige Gees, omdat ons in hierdie oomblikke nou op U wag om U woord vir ons oop te maak, met ons te praat, ons lewens aan te raak, om hierdie tekens van brood en wyn te gebruik, sodat ons net opnuut weer op 'n tasbare manier daaraan herinner kan word dat ons onlosmaaklik aan U verbind is. Here, laat U woord vandag nie net gehoor word nie, maar gehoorsaam word. Mag ons denke verander, ons gesindheid gevorm word, ons verhoudings genees, ons lewens rig. Maak ons 'n gemeente wat liefhet soos U ons liefhet. 'n gemeente wat vergewe soos U vergewe, wat dien soos U dien, wat vrede soek soos U vrede bring. Ons wil nou stil word, Here. Ons wil bid dat U met ons sal praat, deur U woord en deur U Gees. In Jesus se naam. Amen. Kan die Bybels oopmaak by Filippense 3 as jy wil. Die teksgedeelte is 'n bietjie lank. Ek sê op die advertentiekie vers 1 tot 16, maar ons gaan van vers 7 af lees. Filippense 3 van vers 7 af. Paulus is aan die woord. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad,
reken ek alles as verlies. En terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken, terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan kry. En in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. En ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is, strek my uit na wat voor lê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Tot daar, ons skriflesing. Ons het al, ek is seker elkeen van ons het al 'n preek uit hierdie gedeelte gehoor, 'n baie bekende gedeelte, en gewoonlik word daar gepreek rondom die tema van die wedloop wat ons moet voltooi. Dat dit inspanning verg, dat ons met moeite moet voortbeur tot by die wenstreep. Mens is nie die dag wat jy tot bekering kom en jou hart vir die Here gee by die wenstreep nie. Dis die wegspringblokke. Dan begin die wedloop. Eers wanneer ons finaal by hom is die wedloop voltooi. Maar vandag bietjie op 'n ander aspek fokus. Het gaan meer terwille van die nagmaal rondom ons identiteit. Wie is ons? Mens kan jou identiteit aan baie uiterlike dinge ook meet. Die koeldrank wat jy drink, die tablet of die selfoon wat jy het, die motor waarin jy ry, handelsnaam op jou T-hemp, woonbuurt waar jy bly, vriende met wie jy meng. Ons leef vandag in 'n samelewing waar uiterlike kenmerke jou identiteit stempel. En in Paulus se tyd was dit ook so. Hierdie dinge wat in sy tyd, in sy leefwêreld, iemand se identiteit bepaal het, was nou so 'n bietjie anders as ons sinne vandag, maar daar was ook. Hy sê hier, hy noem 7 dinge waarop hy homself kan roem. Hy is op die 8ste dag besny. Hy is van geboorte af 'n Israeliet, deel van God se volk. Roemryke verlede waar God met sy volk 'n pad stap. Hy is gebore uit die stam van Benjamin. Dit is 'n klein stam, maar Jerusalem was binne die Benjamin stam se jurisdiksie. Hy was 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was hy 'n Fariseer. Hy was as Jood 'n ywerige vervolger van die Christene. En hy was onberispelik in wetsonderhouding om so God se vryspraak te probeer kry. Op al hierdie dinge, hierdie is die regte handelsmerke. Met ander woorde, hy was die soort mens met wie die Joodse kindertjies mee sou wou speel. Hy het die regte handelsmerk op sy T-hemp gehad, die regte streepjies op sy broek, regte kenteken op sy tekkies. En
En hy het gehad wat saak maak in die oë van mense. Dit is vir ons belangrik hoe ons gesien word en waarmee ons geassosieer word. Ons trek aan om in te pas by ander se verwagtinge. Ons gebruik soort produkte wat ons sosiaal aanvaarbaar maak. Ons soek sekerheid en sekuriteit in bekende simbole wat waarde tot ons lewe toevoeg. En nou hier in vers 7 is daar 'n wending in Paulus se gesprek en hy sê al hierdie dinge het hulle waarde verloor. In die lig van Christus vervaag hierdie dinge en word die band met Jesus die beslissende verhouding in sy lewe. Dit wat vir hom eers 'n bate was, beskou hy nou as waardeloos en hy gebruik 'n baie sterk term om dit te beskryf. Dit is vullis, dis wegwerp, mens word naar as jy daarna kyk. Hy sê, die koninkryk van die Here, om Christus te ken, oortref alles. In Matteus 13 vers 44 lees ons van die koninkryk van die hemele wat soos 'n skat is wat in 'n veld begrawe is. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi, uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. Dit is hoe dit vir Paulus ook is, dat hy hom inspan en dat hy alles in sy vermoë doen om Christus en dit wat hy in Christus het te kan hê en om Christus te ken. Paulus sê, ek wil nie voor God kom staan met al hierdie uiterlike handelsmerke nie. Ek wil voor God kom staan met Christus se geregtigheid. Dit beteken nie my goeie dade nie, nie my godsdienstigheid nie, nie my morele prestasies nie, maar Christus se volmaakte gehoorsaamheid. En dis presies wat die nagmaal vir ons sê. Die brood sê, dis nie my prestasie nie, dis Christus se liggaam wat vir my gebreek is. Die wyn sê, dit is nie my bloed wat gevloei het vir my eie geregtigheid nie. Christus se bloed is gestort vir my. So wanneer ons vandag, ons tema is, ons gryp aan hom vas wat ons vasgegryp het. Vasgryp aan hom wat ons vasgegryp het. Wanneer ons vandag hierdie tekens gebruik, dan doen ons dit nie omdat ons nou na God toe kom en vir hom sê, Here, hier staan ek met al die blokkies is getik en ek is volmaak nie. Ons kom en ons gebruik hierdie tekens, ons gebruik hierdie nagmaal, omdat hy hierdie tekens vir ons gegee het op 'n tyd, ook in ons lewens, waarin ons dit glad nie verdien nie. Ons kom na die tafel toe, nie omdat ons regverdig is nie, maar omdat God ons regverdig verklaar in Christus. Ons sit hier, ons gebruik hierdie tekens as mense wat God se genade beleef. Christus is die deurslaggewende bate. Dinge waarna Paulus vroeër verwys het, familie, uiterlike verbintenis en toewyding, is nie op sigself waardeloos nie. Ons kan maar kennis neem van wie ons is rondom die uiterlike dinge ook. Maar dit vervaag. Die belangrikste is ons verhouding met Christus. Paulus sê, hy het 'n nuwe strewe. En hierdie strewe het soveel effek op sy lewe, dat hy alles inspan om dit te kry. Sodat ek Christus kan ken,
die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. Dit is nie, ons lees soms, ons wil graag lees tot daarby die krag van sy opstanding, dat 'n mens net daaroor nadink van, hoe moet dit wees om die krag wat Christus se opstanding bewerkstellig het, in en deur my werk. Dit moet wonderlik wees. Dis 'n opstandingskrag, dis oorwinning, dit is seën. Maar in dieselfde sin staan daar iets omtrent lyding, iets omtrent selfverloning, die kruis, Christus se dood, ons verbondenheid met sy lyding. Die nagmaal kom en herinner ons aan albei hierdie aspekte. Ons dra nie die kruis om gered te word nie. Ek span nie myself in hierdie wedloop, en wanneer ek deur moeilike tye gaan, doen ek dit omdat ek gered wil word nie. Ek is reeds gered. God het dit reeds gedoen. My greep aan hom word nie deur my eie krag bepaal nie. Ek word deur hom vasgegryp. En daarom hou ek ook aan hom vas. Dit gaan nie om 'n arrogansie, om 'n eie ek en ek wat so goed is nie. Dit gaan om my hoop. Elke keer wanneer ons hierdie brood en wyn gebruik, verkondig ons, Christus het gesterf. Christus het opgestaan. Christus kom weer. Dit is ons hoop, dat hy dit reeds gedoen het. Omdat Christus my syne gemaak het, span ek my in. Wanneer ons vandag hierdie tekens gebruik, besef ons net opnuut weer, God is nie 'n God wat daar ver is, en regeer oor die heelal, oor die kosmos, en ek is daar die klein koppiespeld mensie daar ver, wat hy nie ken nie. Hy ken ons. Hy ken ons deur en deur, elkeen van ons. Hy is 'n God wat naby is. Hy is 'n God wat vryspreek. Hy is 'n God wat weet waardeur ek gaan. Hy is 'n God wat my omstandighede beter weet as wat ek self, want hy ken môre. Hy weet wat môre voorlê. Hy weet wat oormôre. En hy is die een wat lei. Paulus sê, ek leef nie uit skuld nie. Met ander woorde, ek leef nie uit my skuldgevoel oor my foute uit die verlede uit nie. Ek leef uit die hoop wat voorlê. Sommige van ons kom vanoggend en ons kom sit hier met skuldgevoelens, terwyl ons hierdie tekens gebruik. Ek is nie goed genoeg nie. Ander sit weer met selfvertroue. Ek doen daarom my deel. Ek sê altyd, soms is hier iemand in die kerk wat sê, is reg dominee, vertel hulle hoe sleg hulle is en hoe verkeerd hulle is. Dat dit gaan om die ander, nie om myself nie. Maar veral by hierdie groepe, die wat hier sit en eerlik na binne kyk en skuldig voel, en die ander kom die Here en hy sê, los dit wat jou weghou, wat skeiding maak, wat afstand bring tussen jou en my. Los dit by die voete van die kruis, van die verlosser. Los dit by die kruis. Kom. Ek wil jou vanoggend toevou met my teenwoordigheid. Ek wil vir jou hoop gee vir die toekoms. Kom ons kyk vorentoe. Strek jou uit
Span jou in. Daar's baie om te doen. Hoe kry 'n mens Christus as enigste bate? Die Christelike lewe is 'n wedloop. Paulus sê dit duidelik. Maar dit is nie 'n wedloop om God se liefde te verdien nie. Ons kan nie God se liefde verdien nie. Dit is 'n wedloop van mense wie reeds deur God liefgehê is. Ons beer vorentoe, nie uit vrees nie, nie met 'n skuldgevoel nie, maar met hoop, want ons is reeds liefgehê. Dis wat die teken sê. Die nagmaal is soos water wat aan 'n langafstand atleet gegee word. Brood vir iemand wat honger is. Krag vir die een wat reis. Dis wat die Here vanoggend vir jou kom sê. Hierdie proses, hierdie wedloop begin by 'n God wie se hart vol liefde is vir jou. En daarom sê Paulus, hoe kan dit anders? As God my so lief het, hoe kan dit anders dat ek sal wens om hom te ken? Die krag van sy opstanding te ondervind, deel te hê aan sy lyding. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek wil afsluit. Wanneer hy sê om deel te hê aan sy lyding, die brandnames waarmee ons so graag assosieer, is gewoonlik tekens van rykdom en sukses. Kom ons was ons harte met hierdie verbondenheid met hom. Dit moet die shampoo wees waarmee ons onsself was. Kom ons dra hom in ons lewe, in ons menswees, so sigbaar soos 'n T-hemp vir 'n wêreld wat soek. Ekskuus tog. Natuurlik verg dit kopkennis, natuurlik verg dit Bybelstudie, natuurlik moet ek weet wat ek doen. Maar bo alles moet dit verder gaan as my kop en in my hart 'n strewe, begeerte, 'n houding, 'n gesindheid word. Paulus sluit hier af in vers 16. Laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Met ander woorde, leef uit dit wat Christus reeds vir jou gedoen het. Moenie vinniger leef as sy genade nie. Nie stadiger as gehoorsaamheid nie. In pas met Christus. Die tafel waarom ons aansit vanmôre is die tafel van vasgegrypte mense. En wanneer ons na die tafel kom ons nie as mense wat alles reg gekry het nie. Ons kom as mense wat vasgegryp is. Ons kom nie omdat ons Christus vasgehou het nie, maar omdat hy ons vashou. Die brood sê, jy's myne. Die wyn sê, ek het jou duur gekoop. Die tafel sê, jy behoort aan my. Mag ons daarom, wanneer ons hierdie tekens vanmôre gebruik, dit met 'n diepe sekerheid doen. Ek is nie my eie nie. Ek is vasgegryp deur Christus. En daarom, uit dankbaarheid, beur ek voort. Nie om hom te wen nie, maar omdat hy my reeds gewen het. Amen.